Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons so by mekaar kan wees. Dankie dat U ook hierdie dag vir ons gegee het. En ons kom bid dat U ons sal lei in die waarheid. Here, U sê vir ons in die woord sê vir ons dat die waarheid is dit wat ons vry maak. Dat ons vrygekoop is deur die waarheid. Dat U is die waarheid. U is die weg, die waarheid en die lewe. En is deur die waarheid, Here, wat ons vrygekoop is en wat ons die ewige lewe kan beerwe. Dankie vir U genade oor ons. Ons bid dat U ook vir oggend, waar ons almal nagmaal gaan gebruik en waar ons rondom die nagmaaltafel is en elkeen vandag van ons 'n stukkie brood in die hand gaan hê en 'n kelkie met 'n sappie in, Here, dan is dit vir ons 'n teken van dit wat U vir ons gedoen het, juis waaroor ons vanoggend praat, en dat daar vir ons 'n besondere betekenis vanoggend ook daarin sal wees, en dat U verheerlik sal word in Jesus se naam. Amen. Okay, julle, ek gaan vanoggend met jou praat oor, ek glo sekerlik die belangrikste leerstelling in die Christelike geloof. En jy kan hierso sit en jy kan vir my sê, Marius, ek weet hierdie goed. Ek is van kindsbeen af in 'n Christelike kerk en ek het groot geword as 'n Christen en ek ken hierdie dinge. Ek weet hierdie goeters. Maar ek het ook agtergekom die afgelope ruk dat daar baie verwarring is spesifiek rondom die term wedergeboorte en wat dit regtig beteken in sy wese. En hoe ons daarby uitkom, en ek gaan jou vandag, wil ek jou deur 'n proses vat, maar ek wil jou vra om jou hart oop te maak, en al sê jy vir my, ek weet hierdie goed, ek weet dat ek wedergebore is, ek weet dat ek reg is, wil ek jou tog vra, om regtig vandag jou hart oop te maak, as jy nie iets vir jouself kry nie, vir jou eie siel nie, miskien kan jy iets kry wat jy met iemand kan gaan deel in die week. In 'n ander woorde, jy kan dalk 'n manier kry om met iemand by die werk of in jou gesin of in jou familie of in jou vriendekring of iewers met iemand te deel rondom hierdie spesifieke baie belangrike term wedergeboorte. Nou, om daar te kom, moet ek eers net 'n paar dinge vir jou onder jou aandag bring. Dis onmoontlik om die Bybel reg te verstaan as ek nie besef dat daar spesifieke tye in die Bybel is, wat daar spesifieke reëls is, wat op 'n spesifieke tyd van toepassing is nie. Want as ek die Bybel gaan lees, en ek probeer die Ou Testament en die Ou Testamentiese reëls hoe om saligheid te verkry in die Nuwe Testament toe te pas, gaan dit nie werk nie. As ek in die Nuwe Testament lees en ek probeer die Ou Testamentiese goed weer terug te bring, gaan dit nie sin maak nie. Want daar is 'n middelpunt, die kruis, waar alles wat in die Ou Testament gebeur het, na die Nuwe Testament toe geskuif het. Is dit so? Wanneer ek die Bybel lees, moet ek die tydlyn van die Bybel verstaan. En ek moet verstaan dat daar verskillende fases in die Bybel is, wat daar verskillende dinge gebeur het. Nou, julle sal met my saamstem dat die eerste fase is van die skepping tot die sondeval. Van die skepping tot die sondeval was daar die reël gewees, dit was nie nodig dat daar enige saligheid is nie. Want die mens was sondeloos, volmaak, sonder sonde, en laat ons nou niemand blameer nie, maar iewers het iemand 'n verkeerde decision gemaak. En as hy dit nie gedoen het nie, sou iemand anderster. As Eva nie die besluit geneem het om te luister na die duiwel nie, dan sou Adam dit gedoen het, of een van die ander daarna. So, dis hoekom ek sê, dit maak nie saak nie, maar by die sondeval het dit nodig geraak dat salvation of die weg tot saligheid in moet skop. Hier breek nou 'n nuwe fase aan, 'n nuwe tydperk aan.
En nou is saligheid nodig, en ons kan dit al gaan haal in Genesis 3 vers 15, net na die sondeval. So net na die sondeval, Genesis 3 vers 15 is die begin van die hele plan van God, en dit word genoem die moederbelofte. Die belofte van alle beloftes in die Bybel is basies vanuit Genesis 3 vers 15. Daar met die sondeval moes God dadelik sy plan, hy is nie onkant betrap nie, sy plan in aksie sit, om sy seun in ons plek te laat sterf. Dit was van die begin af, hy sê daar, hy sal jou Satan se kop vermorsel. Daar kom die belofte. So daarvan af is saligheid nodig, en in die hele Ou Testament word kry mense saligheid deur geloof in offers en in feeste. En die feeste wat die Jode gevier het, wat God ingestel het, al die feeste, jy kan die Paasfees, die Pinksterfees, die Eerstelingsfees, maak nie saak, die Loofhuttefees, jy kan al die Groot Versoendag, al die feeste, kan jy gaan vasmaak aan die spesifieke weg tot saligheid op een of ander manier. So, die volk word nou gered deur offers te bring, en offers wys heen na die groot offer wat eendag gemaak gaan word deur Christus Jesus. So, niks kan ons losmaak nie. Onthou, van die begin af het God die plan gehad om juis die mens te red. En dan kom dinge wat jy gaan lees, moet vir jou sin maak, dat hy sê, sonder bloedvergieting vind daar geen sondevergifnis plaas nie. En julle, ons maak die oeroue fout om te gaan kyk na dinge soos Kain en Abel, en ons gaan kyk na allerlei dinge wat die kinderbybel vir ons 'n hele verwronge idee gegee het oor arme Abel wat se Kain se rook wat so skuins getrek het, nee, was 'n winderige dag toe hy geoffer het, en Marius, fokus. Adam, nee, moenie my reg help nie. Abel. Dan moet ek terug gaan kinderbediening toe, Louise. Abel se rook wat regop optrek, want hy het op 'n nie winderige dag het hy geoffer. En nee, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor dat Kain sy eie offer wou gebring het. Hy het nie bloedvergieting nie. Hy het van sy groente en vrugte op die offer gesit, en God sê, jy kan nie sulke goed offer, daar sal nie vir jou vergifnis wees, as dit nie deur die bloed is nie. Verstaan julle, hoekom was Kain se offer nie aangeneem nie? Dit gaan nie oor dat Kain het die verkeerde offer gebring. So, dit wys vir my maar net dat al hierdie goeders in die Ou Testament het 'n spesifieke doel waarheen dit wys. En dan kan 'n mens gaan kyk na die Groot Versoendag en al die tipe dinge, dat die hoëpriester namens hulle ingetree het, en namens hulle het hy gegaan en vir hulle sonde gaan boete doen, 1 keer 'n jaar. En dan kom ons later, en ek hardloop nou 'n bietjie vooruit, maar net laat jy die koneksie maak, is die voorhangsel het voor die allerheiligste gewees, en dit het beteken dat dit was beperk gewees om by God te kom. En toe Jesus sterf, toe skeur daai voorhangsel. Kan eentjie dink? Nou. Dit moes so wees, die voorhangsel het geskeur, en dan gaan lees jy weer in die Nuwe Testament, dat hy vir ons sê, in Hebreërs sê hy vir ons, dat Christus vir ons versoening bewerk het deur die voorhangsel heen. Deur die feit dat die voorhangsel geskeur het, het ek en jy nou access tot in die allerheiligste. Maak dit sin vir julle? Met ander woorde, ek moet baie versigtig wees, wanneer ek die Bybel lees, dat ek my bepaal by die tydperk, waarin dit gesê word, en hoekom dit gesê word. En toe Jesus die eerste keer na die aarde gekom het, met sy eerste koms, het hy gekom juis om daai mission te voltooi. En dan is die kruis wat sentraal is, waaroor alles gaan. Alles in die Ou Testament verwys na die kruis toe, alles in die Nuwe Testament terug na die kruis toe. Johannes het hom herken, sy neef het gesê, daar is die lam van God. Daai lam van God is hy wat gesterf het. Die Bybel sê vir ons die eerste Adam het ons in sonde gedompel. Die tweede Adam het ons uit die sonde uitgehaal. So daar's 'n koneksie, en ek wil hê jy moet hierdie goeters met mekaar konnekteer.
en goeders. Toe word die Heilige Gees uitgestort. Sies, ek gaan nou deur die hele geskiedenis hardloop, maar net dat jy 'n goeie idee het van wedergeboorte, moet jy verstaan dat in elke een van hierdie aspekte is daar sulke spesifieke rolle wat gespeel word. En ons lewe nou wat genoem word die Nuwe Testamentiese tydperk of die kerkdispensasie of wat jy dit ook al wil noem. Moenie vergeet van die groot woorde. Maar wat ek net wil hê is, dat jy moet verstaan, ons lewe nou in 'n tyd wat alles wat ons doen, verwys terug na die kruis toe, en ons lewe nou in 'n tyd dat ons nie meer deur offers gered word nie. Ons hoef nie terug te gaan en weer te offer nie. Ons hoef nie terug te gaan en weer die feeste te hou nie. Ons hoef nie terug te gaan en allerlei dinge te doen nie. Hebreërs sê dit vir ons, spesifiek. Alhoewel daar 'n tendens is nou sit daar, dat mense wil teruggaan na die Ou Testamentiese manier van goeders te doen, en glo dat ons op die Ou Testamentiese manier God moet dien. Wat eintlik ons amper jou oog van die bal afval. Want nou wil ons die kruis plus feeste. Ons wil die kruis plus offers. Ons wil die kruis plus, ons moet op 'n sekere manier Jesus se naam sê. Ons wil die kruis plus. En wanneer ek die kruis plus, dan begin daar moeilikheid. Want dit beteken die kruis is nie goed genoeg nie. En Jesus was goed genoeg. Hy sê hy het een keer vir altyd vir al die sondes van die hele wêreld gesterwe. Hy is die volmaakte offer. En dan gaan die bruid op 'n stadium, onthou nou, na die uitstorting van die Heilige Gees, in die Ou Testament weer eens, die Heilige Gees was gegee vir mense en onttrek van mense af. Gaan lees in die Bybel, en die Heilige Gees het oor hom gekom, en dan is die Heilige Gees weer van die persoon onttrek. So ons noem dit in teologiese terme, die Heilige Gees is sporadies en insidenteel, dis 'n lang storie, teologies vir hulle gegee. Dis eintlik net eenvoudig in Vrystaatse Afrikaans soos ek groot geword het, beteken die Heilige Gees is vir hulle gegee in die Ou Testament en weer nadat hulle die taak gedoen het van hulle ontneem. Maar ons lewe nou in die Nuwe Testamentiese tyd, na die uitstorting van die Heilige Gees, na die voorspelling van Joël 2 vers 28-29 wat waar geword het op Pinksterdag, waarheen Petrus verwys in sy preek om te sê, is dit nie soos die profeet Joël gespreek het nie, dat in die laaste dae sal die Gees oor alle vlees uitgestort word. So nou het alle vlees, nie net Jode nie, die heidene ook, wanneer ons wedergebore is, het ons die Heilige Gees van God in ons hart, in ons lewens teenwoordig. Dit maak ons wie? Die bruid van Christus. En nou voorspel die Bybel dat hy sy bruid gaan kom haal. En wanneer hy sy bruid gaan kom haal, om by hom te wees, en of jy, maak nou nie saak wat jou eskatologiese siening is nie, maak nie saak of jy nou glo in watter een van al die konsepte van die eindtye, en is jy 'n Gilias of 'n anti-Gilias, is jy 'n premillennialist of is jy 'n postmillennialist of is jy 'n mid-tribullianist of wat nie, nou ek weet ek is nou boor almal van julle se koppe op hierdie stadium, of die meeste van julle, vergeet hy goed. Ek wil hê jy moet vanmôre konsentreer op wedergeboorte. En ek wil vir jy moet besef, as ek hierdie goed verkeerd interpreteer, gaan ek sukkel om wedergeboorte te verstaan. So wanneer die bruid van Christus weggevat word, en die Heilige Gees van God woon in ons, is daar 'n tydperk wat gaan aanbreek, waar die bruid van Christus nie op die aarde gaan wees nie. En dan gaan mense op 'n ander manier gered moet word, as deur genade, en deur geloof. En dit word die verdrukkingstyd genoem. Na die verdrukkingstyd is daar die tweede koms van Christus. En dan vind daar 'n tydperk plaas waar Christus fisies, soos hy beloof het, op die troon van Dawid gaan regeer. En dis heeltemal 'n ander tydperk. Okay, ek gaan glad nie teologies met julle raak nie, julle ken my gelukkig. Ek glo aan dat die Here vir my gesê het, laat my lammers wy. En ek gaan probeer om hierdie ding vir jou so mooi as moontlik te verduidelik. So met ander woorde, julle gaan my saamstem, dit wat ek so pas vir jou gesê het, dat in die Ou Testamentiese tyd voor die sondeval, was daar geen versoening nodig nie. Ou Testament, na die sondeval, offers, baie belangrik, wat heenwys. So die mense is nie gered gewees daai tyd op grond van genade en geloof nie, maar op grond van geloof en die offer wat hulle self gebring het.
Okay, en dis hoekom as jy Hebreërs gaan lees, die skrywer aan die Hebreërs skryf spesifiek aan die Hebreërs, met ander woorde die volk, skryf hy die brief en daar hanteer hy offers en feeste en mense wat wou geoffer het en met hulle ander voet Christene wou gewees het. En hy basies vat hulle deur 'n hele proses. So jy moet, as jy Hebreërs lees, moet jy dit in daai konteks lees. Anders dan gaan jy verdwaal in Hebreërs. Dus ek wil vir jou sê, dis belangrik dat jy nie Ou Testamentiese goeders in die Nuwe Testament nie, maar Hebreërsbrief is spesifiek geskryf om die Jode of kom ons sê die mense wat Hebreërs was, wat nie heidene soos ons nie, om hulle te wys dat hulle kan nie teruggaan na die offers toe nie. Okay, so lees dit in daai konteks. Dan die Nuwe Testament, na die kruis, word ons deur genade en geloof gered. Ek gaan vir jou al die goeders nou wys uit die Bybel uit. En dan in die verdrukkingstyd, as die bruid van Christus weggeneem word, dan gaan volharding inkom. Want dan moet jy kies. Dan gaan die merk van die dier in spel kom en allerlei dinge. En dan sê hy, onder andere in Matteus 24, as jy daar gaan lees ook, en jy kyk na wie vra die vraag, hoekom vra hulle die vraag, vir wie vra hulle die vraag, waaroor gaan die vraag, kom jy agter dat Jesus praat hier met die Jode spesifiek, en hy praat met hulle oor die verdrukkingstyd, en hy sê vir hulle, hier gaan 'n ander ding inkom, julle gaan moet kies dan. Gaan julle die merk van die dier aanvaar, ja of nee? Is die merk van die dier in spel vir ons as kinders van die Here wat bruid van Christus is? Nee. Want Christus het vir my gesterf. Hy gaan my nie nog 'n keer laat kies nie. Ek het klaar gekies. Ek het hom klaar aangeneem as my verlosser en saligmaker. Hy gaan sy bruid kom haal voor hy tyd. Ek is oortuig daarvan. En dan, wanneer Jesus regeer op die troon van Dawid, tot en met die oordeel, is daar weer 'n ander tydperk wat gaan aanbreek. So as jy dit verstaan, gaan jy baie dinge verstaan. Maar ek gaan nie vandag met jou praat oor al die tydperke nie. Ek wil hê jy moet net saam met my konsentreer op wedergeboorte in die Nuwe Testamentiese tydperk. Die tydperk wat ons nou lewe. Na die kruisiging, na die uitstorting van die Heilige Gees, tot en met die oomblik wanneer Jesus gaan terugkom om sy bruid te kom haal. Dis die tyd waarin ons nou lewe. Dis wanneer Jood en heiden op dieselfde manier gered word. En ons word gered deur geloof en deur genade. En ek wil hê jy moet daarop konsentreer. Jesus het eens en vir altyd betaal, en Hebreërs 10 vers 20, as jy dit wil neerskryf, sê, dat hy deur die voorhangsel heen vir ons die weg tot saligheid gekoop het. Nou, daar's basiese 3 sienings, wat ek vir jou kan gee, rondom hoe mense glo oor wedergeboorte in die dag wanneer ons lewe. En ek veralgemeen nou verskriklik. Maar jy kry mense wat glo dat jy kan niks doen nie. Jy kan absoluut niks doen nie. God het namens jou besluit, nog voor jy gebore is, deur 'n predestination, dat jy is gekies vir die hemel, en jy is gekies vir die hel, en jy kan niks doen nie. Dus dit word genoem die leer van onvoorwaardelike uitverkiesing, wat absolute verskoon my snert is. Want as ek niks kon doen nie, beteken dit God is onregverdig. Is God onregverdig? Never. Sal God iemand laat gebore word wat hy in die hel gaan gooi eendag en gaan weggooi van hom af? Nee, ek gaan dit vir jou wys uit die Bybel uit. Ek gaan vir jou verse gee. Ek gaan vir jou skrif gee vandag. So onvoorwaardelike uitverkiesing, dat mense is predestinated om hemel toe te gaan. Jy hoef niks te doen nie. En die positiewe kant is, mense sê, ek is 'n kerkmens, ek gaan kerk toe, ek is predestined om hemel toe te gaan, ek is sharp. Dis net so groot dwaling. Dis 'n leuen uit die Satan se mond uit. Okay, die Bybel sê in Johannes 8:44, hy is die vader van alle leuns. Hy sal vir jou lieg en jou bedrieg. En dis hoekom hierdie leerstelling so belangrik is. So ek kan nie aanneem ek kan niks doen nie. Maar nou kry jy mense wat heeltemal oorvoeter na die ander kant toe. Hulle sê ek kan enigiets doen. Dit word weer die grace-teorie genoem. Nou die grace-teorie in kort, en is baie complicated as jy daarna gaan kyk, hoe hulle die ding manoeuvre, en ek weet nie hoe kry dit reg nie, as jy na die skrif gaan kyk nie, maar dit is, ek het my lewe vir Jesus gegee, ek is 'n kind van God, ek kan maak net wat ek wil, en hulle favourite teksvers om aan te haal is, ek is nie meer onder die wet nie, ek is onder die genade. So niks stel nie, ek kan sonde doen hoe ek wil, ek kan lewe soos ek wil, want ek is okay. Ek gaan hemel toe. En dis net so groot leuen.
So waar lê die waarheid? Die waarheid lê tussen hierdie twee. Verdeelde verantwoordelikheid. En ek gaan dit vir jou wys uit die Bybel uit. Daar's 'n verdeelde verantwoordelikheid. Die verdeelde verantwoordelikheid lê juis daarin dat God doen sekere goed en daar's sekere goed wat God reeds gedoen het. Maar daar's goed wat ek ook moet doen. Maar bear with me. Ek wil dit vir jou wys. Ek wil dit nie vir jou wys nie. Die Bybel gaan dit vir jou wys. Jy gaan baie termes hoor en ek wil hê jy moet nie op termes konsentreer nie. Mense praat baie keer baie goeters en dan ek raak baie keer self deur mekaar, wat bedoel die ou nou regtig? En wat ek ook agtergekom het, ek het so rukkie terug met 'n paar kinders van die Here net so gepraat, mense wat ek het so gepraat en dan kom al verskillende termes uit en verskillende definisies oor termes. So die een nou sal sê ek is gered, die ander nou sê ek is wedergebore. Dan sê jy mense wat hulle wil beklemtoon, ek is 'n ware wedergebore kind van God. Ek is 'n bloedgewaste. Dan kry jy mense wat sê ek het tot bekering gekom. Dan kry jy mense wat sê ek het my hart vir Jesus gegee. Of wat ook al. So al hierdie termes gebruik ons los en vas. Maar ek wil vandag vir jou by 'n paar termes stil staan wat ek glo wat beskrywende termes is sodat ek en jy almal kan verstaan waaroor dit gaan. En die eerste en belangrike ding wat ek met jou oor moet praat is roeping. En dit gaan nou sommer daai ouens wat glo dat jy kan niks doen nie, gou net reg help. OK. So daar's iets soos roeping. OK. Roeping is die begin van saligheid. Saligheid begin by 'n roeping. Roeping beteken dat God luister baie mooi, alle mense wat gebore is, roep tot die ewige lewe. Hoor, roep. Hy roep jou. Met ander woorde, daar's God se gedeelte. Behalwe dat hy sy seun gegee het, behalwe dat Jesus gesterf het, behalwe dat Jesus gesê het, tetelestai, dit is volbring, ek het betaal, né? Behalwe daai goed wat God alles gedoen het, is daar 'n roeping op jou lewe dat jy moet God se roepstem hoor en reageer. Dis hoekom ek sê dis verdeelde verantwoordelikheid. Ek kan nie deur die lewe gaan en sê God se roepstem net ignoreer en dink ek gaan die ewige lewe beerwe nie. So God roep alle mense en ek wil hê jy moet dit weet, ek wil hê jy moet dit hoor. God roep alle mense. As dit nie so was nie, beteken dit my God is onregverdig en liefdeloos. Kom ons begin by 'n paar verse. Titus 2 vers 11. Daar's baie julle, ek kan nie almal met jou deel nie. Ek het net 'n paar gehighlight. Ek gaan 'n paar vir jou gee oor elke punt. Ek gaan julle kan sien, ten minste ek lieg nie vir julle, ek kan vir julle 7 ure vandag besig hou met al die skrif wat ek die afgelope week of 2 nagevors het. Hoor gou hierdie ene. Want die reddende genade van God het aan sommige mense verskyn. Is dit wat daar staan? Sê gou vir my daai woord. Alle mense, dankie tog. Dit beteken ek kan nie predestined wees nie. God is nie liefdeloos nie. God is regverdig en hy sy reddende genade verskyn aan alle mense. Alle mense word geroep deur God. Dis eintlik genoeg, né? Moet ek nog met julle praat daaroor? Kom ons gaan aan. Kom ons bevestig gou. Johannes 3 vers 16. Wie van julle ken almal Johannes 3 vers 16? Sê gou op julle hande. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad. Kom, hande op, hande op, hande op. Jy het nie geweet waar hy staan nie, maar nou het jy hom, né? Ja, sê jy moet net sy adres hier nou leer, né? Ek kan nie vir jou sê jy moet by my kom kuier en dan sê ek vir jou bly in Kreersdorp nie. Jy gaan my moeilik kry. Ek bly daai kant van die berg tussen die arme mense. OK. Nie tussen die hier op Skuldbult nie. Maar in elk geval. Ek joke. So, dis belangrik om die adresie te ken. Want ek kan nie vir mense sê, daar staan in die Bybel iets nie. Ek moet weet, hierdie is een van die belangrikste tekste wat jy moet ken. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie sommige mense nie, nie sekere mense nie, nie sekere etniese groepe nie, nie sekere Christenmense nie, nie as jy gebore is in 'n spesifieke huis of wat ook al nie, nie as jy kerk toe gaan nie, hy sê sodat elkeen wat in hom glo. Groot verskil, nie aan hom glo nie, in hom glo.
Daai maak weer 'n can of worms oop. Want as baie mense wat aan God glo, maar hulle glo nie in hom nie. As jy nie verstaan wat ek nou sê nie, dan moet ek vir jou verduidelik, want om aan hom te glo is om aan sy bestaan te glo. Te glo dat hy bestaan, dat hy is, dat daar 'n God is. Maar om in hom te glo beteken ek moet my geloofsvertroue in hom verplaas, dat net hy my kan red. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sou gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, daar is die waarborg. OK, kan ek vir jou nog 'n vers gee? Kom ons kyk gou wat sê Paulus educate 'n jonge Timoteus wat 'n predikant was. Hy sê vir hom, want dit is goed en aangenaam voor God ons verlosser. Wat wil God ons se verlosser hê? Wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom, want daar is een God, een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus. Daar skakel dit sommer al die ander gelowe uit wat sê ons kan op enige manier by Jesus uitkom. Of ek nou deur Hare Krishna gaan en of ek nou deur Mohammed gaan en of ek nou deur Maria gaan en of ek nou deur Mohammed gaan en of ek nou deur wat gaan, ons almal aanbid dieselfde God. Daar's een middelaar, Christus Jesus. Hoekom? Want dis hy wat in die kruis gesterf het. Dis hy wat gesê het tetelestai. Dis hy wat die Bybel noem die tweede Adam. Julle geweet hy word genoem die tweede Adam. Want die eerste Adam het ons in die skuld gedompel. En die tweede Adam het ons uit die skuld kom haal. Dis mooi, né? Hoor daai vergelyking. Ek kan vir jou, as jy dalk notas maak, gaan kyk ook na Johannes 12:32, Hebreërs 2 vers 9. En die laaste ding wat ek vir jou wel wil sê is, as ons aanneem dat ons almal nie geroep is tot die ewige lewe nie, beteken dit God is 'n aannemer van die persoon. Met ander woorde, sekere mense is goed genoeg vir hom en ander mense is nie goed genoeg vir hom nie. Is dit waar? Kan nie wees nie, want die Bybel sê dis die waarheid. Gaan kyk na Romeine 2 vers 11 tot 13, wat hy spesifiek sê, God is nie 'n aannemer van die persoon nie, want hy is nie onregverdig nie. Maar, kom ons gaan verby roeping. Ek dink julle almal verbesef nou, ons is almal geroep tot die ewige lewe. Nou moet ons by 'n ander term kom, wat die term bekering. Onthou ons is geskape met 'n vrye wil. Ons kan onsself kies. So hoekom sou God jou 'n vrye wil gee as hy nie wil hê jy moet jou vrye wil gebruik nie? Tada! Maak dit sin? Hoekom, Marius, ek het al hierdie vraag gehad, Marius, hoekom het God die boom van kennis, van goed en kwaad in die middel van die tuin gesit? Hoekom? Want jy het 'n vrye wil. As God vir Adam en Eva geskep het sonder 'n vrye wil, sou dit nie nodig wees vir die boom van kennis van goed en kwaad nie. Maar juis omdat ons 'n vrye wil het God vir hulle 'n vrye wil gegee. Maar daar's duisende miljoene ander bome. Maar trust ons om die pere en die appels en die lemoene en die wartlemoene en die bananas en die avokadopere en alles te ignore en daai een te kies. Want ons het 'n vrye wil. Maar wat ons ook vergeet, langs die boom, daar was 2 bome in die tuin. Ons vergeet vir die ander een, né? Die boom van die lewe. Die boom van die lewe het in die middel van die tuin gestaan. Dis 'n preek op sy eie. Waar God ons die ewige lewe, vir hulle 'n ewige lewe gegee het. En toe hulle uit die tuin uitgejaag het, was hy nie spiteful nie, hy het hulle beskerm van die boom van die lewe. Want as hulle dan in 'n sondige toestand van die boom van die lewe geëet het, sou hulle vir altyd verlore gewees het. En hy het geweet, hulle kan nie, hulle moet offer, hulle moet tot bekering kom. Jesus se eerste woorde in sy openbare bediening was, bekeer julle. Ek het in hierdie week wat verby 17 verwysings daar met die woorde raak geloop, dat ons moet bekeer.
Markus 1:15, Handelinge 2:38, Handelinge 3 vers 19, ek weet ek praat vinnig, Handelinge 17 vers 30 en ander plekke. Maar om bekering te verstaan, moet ek jou ongelukkig vandag terugvat na 2 oorspronklike tale toe. In ons terme, in Afrikaans, is bekering 'n Afrikaanse woord met 'n betekenis. Maar kom ek vat jou gou terug en ek probeer nie slim te klink nie, ek wil vir jou iets verduidelik. In die oorspronklike tale waarin die Bybel geskryf is, Hebreëus en Grieks, is daar 2 woorde in elkeen van daai tale om bekering te beskryf. In die Hebreëse taal is dit in 'n verskoon my uitspraak, Nagam en Shup. Ek gaan nou vir jou verduidelik. In die Nuwe Testament in Grieks is dit metanoia en epistrophe. Hoekom sê ek dit vir jou? Ek sê dit vir jou dat jy kan verstaan wat bekering is. Want as ek na Nagam en metanoia gaan kyk, die Hebreëse en die Griekse ekwivalent, is dit begin by 'n innerlike keuse. Die slim mense sê 'n sinsverandering, 'n wilsbesluit wat moet gebeur. En wanneer ek metanoia, beteken dit ek besluit, ek wil Jesus dien. Dis iets wat die mens doen. So bekering is 'n menslike ding. En ouens, hier lê nog 'n gevaar. Baie mense steek vas by bekering en gaan nie oor na wedergeboorte toe nie. In Januarie, watch my hierdie jaar gaan ek kerk toe gaan. Watch my, ek gaan 'n nuwe blaadjie omslaan. Dis metanoia. Ek gaan die Here dien. Ek gaan harder probeer. Ek gaan. Dis metanoia. Dis 'n goeie ding. Jy kan nie by metanoia verbykom nie. Dit is deel van die hele proses. En dis 'n goeie ding, maar jy kan nie daar stiek nie. Okay, so wanneer ek metanoia, beteken dit ek neem 'n besluit in my kop en ek sê ek wil Jesus aanneem as my persoonlike verlosser en saligmaker. Dan kom epistrophe en shup in Hebreëus, epistrophe in Grieks wat sê dit is 'n fisiese wegdraai. So die een is ek gaan dit doen. Die tweede een is ek draai. Ek doen dit. My besluit gaan oor in aksie. Maak dit sin vir julle? En dis hoekom die Griekse taal en die Hebreëse taal so ryk is, want ons praat in Afrikaans van bekering en ons vergeet dat daar eintlik 'n dubbel aksie is in ons Afrikaanse taal. Repentance in Engels is great, maar dit steek partykeer vas en ek dink dis hoekom mense partykeer sukkel. En wanneer ek dan metanoia besluit en epistrophe en my bekering gaan oor in dat God verklaar my regverdig. Nou kom God in. Maar ek moet eers die besluit neem. En jy kan vir jou hele lewe lank hier so sit in 'n kerk en na kerk toe gaan en allerlei dinge doen. Maar as jy nie die besluit neem om Christus Jesus aan te neem as jou verlosser en saligmaker en dit gaan oor in 'n aksie nie, kan jy maar tot bekering kom tot wanneer ook al. Dit moet oorgaan na wedergeboorte toe. Ek hoop nie ek is verby jou nie. Bekering is so belangrik. Mense het terme soos ek gaan 'n blaadjie omslaan, al die tipe dinge wat ek gesê het en so aan. En daar's baie mense wat aan hulle koppe tot bekering gekom het en glo dat hulle op die regte pad is. Die Bybel praat daarvan. Die Bybel praat daarvan dat Jesus sê nogal dit in sy eie woorde. Hy sê in Matteus 7 in sy bergpreek sê hy,
En baie sal voor my staan en vir my sê, maar Here, het ons nie in U naam. En dan sal ek vir jou sê, gaan weg van my, ek het jou nooit geken nie. Want jy sien, ek kan metanoia elke tweede dag, maar as ek nie 'n epistrophe nie, as ek nie wegdraai en die pad begin stap en werklik waar Christus in my lewe innooi nie, as my verlosser en saligmaker nie. So, dit is waar bekering inkom. En dan wil ek vir jou voor ek daar kom, ek wil vir jou 'n versie gee, 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, om ons van alle ongeregtigheid te reinig. So met ander woorde, wanneer ek tot bekering kom, om te sê, ek gaan die Here dien, en nou bely ek my sonde, dis die aksie. Dan is hy getrou om ons van daai sondes te vergewe. So, die man wat die in die vergelyking van die gelykenis van Jesus wat by die varkbakke gesit het, die verlore seun. Onthou, die beste manier om dit te verduidelik is vir jou, Jesus sit hy by die varkies. En hier is ons 'n illustrasie van bekering. Hy sê, ek sal opstaan en ek sal teruggaan na my Vader toe. Dis metanoia. Maar as jy bly sit by die varkies, bly dit net 'n besluit. Wanneer het sy aksie waarde gekry? Nie toe hy gesê het, ek sal opstaan en ek sal teruggaan na my pa toe nie. Dit het aksie gekry die oomblik toe hy sê, ek gaan opstaan en ek gaan terug na my pa toe. Be good, be soet, varkies. En ek stap weg van hulle af. Ek los hulle daar. Hulle bly in die modder, ek stap weg. Maak dit sin wat ek probeer sê? As ons ons sondes bely, ek het dit laat vir jou gesê, hy is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe en ons van, sê gou vir my saam maar daai woord weer, alle ongeregtigheid te reinig. So hier kom nou nog 'n ding van in wat jy moet onthou. Is jy te sondig vir Jesus se bloed? Nee. Wat staan daar? Hy kan jou van alle ongeregtigheid reinig. En dis amazing as 'n mens daaraan dink. Dat hy my van alle ongeregtigheid, en ek kry mense wat na my toe kom, en dan sê hulle vir my, Marius, ek is te groot sondaar, die Here sal my nie wil hê nie. Ek het te veel, Marius, jy weet wat ek al aangevang het, né? Ek's bad hoor. Nee, Jesus sal my kan vergewe nie, ek is te ver weg. Die feit dat jy na my toe kom, en dit sê, jy slaap besig met die proses, jy het al klaar in jou kop begin met metanoia, jy moet nou net bely. Dit gaan van, ek gaan opstaan, ek gaan my lewe vir die Here gee, ek moet my lewe vir die Here gee, ek wil my lewe vir die Here gee, tot, Here, hier is ek. Daar's epistrophe. Here, ek kom buig voor U, en ek kom vra om verskoning, vir dit wat ek gedoen het. Here, ek is jammer, kom vergewe my, kom was my skoon met U bloed, wat U vir my gestort het, want U bloed sê, U kan my alle ongeregtigheid reinig, maak nie saak wat ek gedoen het nie. Ek vertrou U nou, met ander woorde, nou is dit nie meer oor wat ek kan doen nie, en wat te werke ek doen, en hoe goed ek is nie, hierdie is hoe sleg ek is, en hoe goed U is. Sien julle die verskil? En nou kom ek, en ek verplaas my vertroue, onthou wat ek nou gesê het, om in God te glo beteken, ek verplaas my vertroue in Jesus se bloed. En nou sê ek, Here, ek kan nie myself red nie, net U kan. Ek gee my lewe vir U. Boom. En dan vind daar iets plaas. Daar vind iets plaas. God verklaar my regverdig. Op daai oomblik verklaar God my regverdig. Ek kan myself nie regverdig verklaar nie. Hierdie is 'n daad net van God. As jy gaan kyk in die Bybel, regverdigmaking is iets wat ek nie kan doen nie. Dis iets wat net God kan doen. Hy verklaar my regverdig wat? Op grond van my? Nee, op grond van sy seun. Want sy seun het die werk gedoen. Sy seun het gesterf. Sy seun het die regte ding gedoen. Sy seun. Okay. Hoor gou hierso, bevestiging. Maar, daar kom my woord alweer.
Almal wat hom aangeneem het. Almal wat nie net in hulle koppe besluit het nie, maar almal wat belydenis gedoen het. Almal wat hom aangeneem het. Nie enigiets nie, hom aangeneem het. Aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Wat is 'n kind van God? Dit beteken nie 'n geboorte. Ons gaan nou daarby kom. Hier moet 'n geboorte wees. Hy het ons mag gegee om kinders van God te word. Aan hulle wat? Daar kom my woordjie weer. In sy naam glo. Nie net aan sy naam glo nie. Nie net opstaan en sê, ek is in 'n Christelike huis gebore, so ek's 'n Christen nie. As jy in 'n garage gebore was jy nie 'n kar nie. Okay. As jy in McDonald's gebore is jy nie 'n hamburger nie. Okay, jou ma het net nie gemaak tot by die hospitaal nie. Okay, en as jy in 'n hospitaal gebore is nie te sê jy is siek nie. Okay. So is belangrik dat ek vir jou dat jy moet besef vandag dat ek moet in sy naam glo. Want dan kan ek regverdig verklaar word, want Jesus het betaal. Ek kan die ewige lewe kry as 'n geskenk. Dis nie iets wat ek kan verdien nie. Dit gooi sommer al die dinge uit van mense wat sê, ek sal maar sien as ek eendag daar kom of ek goed genoeg was. Jong, ek weet nie of Petrus met die hek gaan oopmaak nie. Waar staan dit in die Bybel dat Petrus die gatekeeper is? Petrus besluit nie. God besluit. En die enigste rede hoekom ek en jy in die ewige lewe kan inbeweeg is wanneer wat? Wat sê die Bybel? As my naam geskryf is in die boek van die lewe. Nie as ek die regte stedeltjie draai en Petrus my sê, ag nee, wat weet jy wat, nee. Sit nou vandag plek vir 3, kom jy ook maar. Want Jesus het gesê, Tetelestai, die tweede Adam het my regverdig verklaar. Skryf neer, tweede Adam, Romeine 5 vers 19. Ons sondes word ons nie meer toegereken het. Julle geweet die Bybel sê dit. Want wanneer ek gemetanoia het en geepistrofe het, en ek het my sondes bely voor God, dan word my sondes nie meer aan my toegereken nie. Wow! Wat is dit? Genade. Genade. Die feit dat God nie meer my sondes aan my deurskryf nie, maar hy sit dit onder die bloed van sy seun. Want sy seun het vir my betaal, sy seun het gesê, dit is volbring, ek het betaal. Sy seun het my vrygekoop. As jy my nie glo, dat ons sondes nie meer toegereken word nie, kom ons kyk wat sê die Bybel. Maar aan hom wat werk, word die loon na die guns, nie na guns toegereken nie. Met ander woorde, wanneer ek net werk, wanneer ek probeer, wanneer ek blaadjies omslaan, wanneer ek harder probeer om God te impress, om die ewige lewe te kry, sê hy vir my, maar aan hom wat werk, wat net werke doen, word die loon na die guns, nie na guns toegereken nie, maar na verdienste. Kan ons die ewige lewe verdien? Kom ons lees aan. Aan hom egter, wat nie werk nie, maar glo in hom, wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Ek dink jy kry 'n sterker vers as dit omtrent nie. Wow. Wow. Moenie bang wees vir Romeine nie, hoor. Romeine is 'n moeilike boek, maar jy moet hom lees, want daar's diepe waarheid daarin. Okay. Kom ons moet tot 'n punt kom. Regverdig verklaring van God se kant af. Ek moet besef, ek kan nie self nie. Kan ek self? Nee, ek kan nie. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Okay, so as ek gesondig het, kan ek nie self myself loskoop nie. Dis baie belangrik. Maar gelukkig is daar iets soos Romeine 6:23 wat nie nou op die bord is nie, wat jy kan bysit. Is maklik om te onthou. Die Bybel is amazing. Romeine 3 vers 23 en dan sit jy net gaan jy net bietjie aan met dan gaan soek jy in hoofstuk 6 vers 23. Hoor gou hierso. Want die loon van die sonde is die dood. Dis bad news. Maar dan is 'n komma. En dan kom die good news. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van Christus of die genadegawe is die lewe in Christus. Né? Okay. So
laat ek hom eerder vir jou lees. Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. So daar's 'n goeie nuus. OK, nommer 2. Jesus het in my plek gesterf. Een van die profetiese openbarings van Jesaja gehad het oor die kruisdood, kom in die Ou Testament voor, wat hy vooruitkyk, omtrent 400-500 jaar vooruitkyk na die kruisdood, en hy beskryf die kruis in Jesaja 53. Ook 2 Korintiërs 5:21, soos ek vir julle gesê, daar's baie ander verse, maar ek gaan net vir julle hier en daar verse gee. Julle kan nog by my kom kry as julle wil hê. Nommer 3, ek moet hom kies. Johannes 1:12. OK, so ek moet hom kies, hier kom my gedeelte in. Almal wat hom aangeneem het, dan hulle mag gegee om kinders van God te word. Julle ken hom al. OK, dan, God verklaar my regverdig, Romeine 3 vers. Ons het nou vers 23 gelees. Onthou julle, vers 23 sê, want almal het gesondig en dit ontbreek al in die heerlikheid van God. Maar selfs daar stop hy nie, hoor gou wat sê vers 24. Vers 24 sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus is. Wow. Julle, die Bybel is konsekwent oor hierdie ding, hoor. Wow. Ek gaan kyk ook na Efesiërs 2 vers 4 en 5, as jy wil. Hy sê, maar God wat ryk is aan barmhartigheid, hoor gou hierso. Hierdie is mooi. Met regverdigmaking. Hy sê, maar God wat ryk is aan barmhartigheid, het hy ons deur sy groote liefde, waarmee hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur misdade, hoor gou hierso, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. So saam met Christus word ek lewendig gemaak deur Christus. Juis omdat Christus gesterf het. Dis amazing. Dan, ek word nie meer geoordeel nie. En nou kan jy hierdie, kan jy verskriklik, vieslik oordwaal. Want dis waar baie mense dwaal. Hulle vat Romeine 8 vers 1 en hulle gaan way out met hom en so aan. Maar lees hom baie mooi. Lees sommer op vers 2 saam. Maar hoor gou net hierso. Wanneer ek deur God regverdig verklaar is, hier kom die waarheid, né? Hoor wat hy sê, daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So as jy hom net lees, daai eerste stukkie, daar's nou geen veroordeling in Christus nie, punt. Dan kan jy lekker dwaal. Maar daar's nie 'n punt nie, julle. Dis in die middel van 'n sin. Hoor gou hierso. Hy sê, daar's geen veroordeling nie. Ek wil hê jy moet daai gedeelte met jy vat. Wanneer God my regverdig verklaar het, is ek onder die oordeel uit van die sonde. Nou is ek onder die genade. Maar hoor gou, ons verantwoordelikheid kom hier in. Hy sê, daar's geen veroordeling wat in Christus is nie, want wat is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Wat is die wet van die sonde? Die wet van die sonde is die ewige verdoemenis. Die wet van sonde is, jy is verlore. Die wet van sonde is, maar die loon van die sonde is die dood. Maar dis ook die middel van 'n sin, dis ook 'n komma, maar die genadegawe van Christus. So, skrif met skrifverklaring bring jou hier uit, dat jy verstaan, wat hierso staan is, jy is nie nou vrou om te maak wat jy wil nie. Want dis soos baie mense nou lewe. Nou dat ek in Christus is, en ek het Christus aangeneem en my sonde bely, en ek het hom ingeneem in my lewe, nou kan ek so naby as moontlik aan die edge lewe. Want as ons nou geen veroordeling vir my nie. Maar as jy 'n koetsier moet aanstel, ek het altyd hierdie mooi storie gehoor van die 3 koetsiers wat aansoek gedoen het vir dieselfde job. Toe vra hulle vir die een ou, hoekom moet jy die koning se koetsier wees? Toe sê hy, man, ek is so goed, né? Ek kan 'n koets ry, né? Full speed, by die berg af, laat die koets op die edge van daai afgrond hardloop, né? Laat die perde so begin spin, en ek sal daai koning onderkry, full speed. Die ander ou dog, joh, ek sal hierdie moet top, né? Hy sê, man,
hierdie ou weet nie waarvan hy praat nie. Ek kan 'n koets ry, né, met die perde, met die koning in, né. Dat ek die 2 wiele gaan oor die edge, né? Dan gaan sit ek aan die ander kant van die koets, dan balance ek hom, né? En ek trek die perde in. Laat ons om my draai gaan en die koets se wiele gaan so oor. Ek sap. En die derde ou, okay, wat moet ek nou sê? Hy sê, as die koning in die koets is, sal ek die perde intrek, ver van die afgrond af. Ek sal so stadig as moontlik, so ver as moontlik van die edge afry, sodat die koning se lewe veilig is. Wie het die job gekry? Nommer 3. Hoekom leef ons dan anderster? Hoekom wil ek so naby as moontlik aan die edge lewe, as ek so ver as moontlik van die edge af kan lewe? Hoekom wil ek dat my vlees my oorheers, as ek kan reg kry deur God se genade, dat my gees oorheers? En dis my verantwoordelikheid, dis 'n preek op sy eie. Wedergeboorte. Maar Marius, jy moes lankal hierby gekom, en dis aan jou tema. Maar jy moet verstaan dat jy geroep is. Jy moet verstaan dat jy 'n keuse moet maak. Dat jy jou sondes moet bely, en dat God jou regverdig verklaar, want dan vind wedergeboorte plaas. En jy word volgens die Bybel, 2 Korintiërs 5 vers 17, 'n nuwe skepsel. There's a rebirth. Daar's 'n nuwe skepping wat plaasvind. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, alles het nuut geword. Gaan lees daai vers. En dit is so belangrik dat jy dit moet verstaan. En moenie moedeloos word, nee. Ek is amper klaar. Ek weet julle kyk nou op julle horlosies en dink, ag, hierdie perd kom nou eers by wedergeboorte. Kyk die tyd. Ek het hoender in die oond. En dis die beauty van die hele, en ek gaan nie die hele verhaal vir jou lees nie, ek wil hê jy moet dit gaan lees. Julle, ons moenie Nikodemus judge nie. Ons het verlede week gepraat oor jy mag nie oordeel nie. As jy dit gemis het, gaan kyk die video. Maar daai gesprek tussen Nikodemus en Jesus in Johannes 3 gee soveel lig op wedergeboorte. As Nikodemus nie die vraag gevra het nie, het ons nie die antwoord gehad nie. Onthou, dis 'n nuwe konsep vir hulle. Hulle is gewoond nog in daai tyd, dis voor die kruis. Hulle is gewoond aan, jy word gered deur offers. En nou hoor hy nuwe terme. En nou gaan hy na Jesus toe en hy sê vir Jesus, verduidelik my hierdie goed. Verduidelik my hierdie goed, ek verstaan nie. Gaan lees Johannes 3. Johannes 3 gee vir ons soveel goeders. Hoe kan Nikodemus vra, hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Kan hy nog 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan? En hoor gou Jesus se antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en uit gees, hier's 2 geboortes wat gepraat. Dis waar die woord wedergeboorte vandaan kom. Die geboorte uit water is wanneer jy uit die vrugsak uitgebore word deur water. Dit het niks met doop te doen nie, hoor, so by the way. Dit het te doen, hier word gepraat van 'n natuurlike geboorte en 'n geestelike geboorte. So natuurlike geboorte is uit water uit die ma se maag uit die vrugsak uit die vrugwater uit. So met ander woorde, jy moet eers 'n fisiese mens wees, wat fisies gebore is, voordat jy weer gebore kan word. Okay, nou sê Nikodemus, nee maar, hoe gaan ek nou terug na my ma in? En sê, nee Nikodemus man, mag dis. Jy moet nou geestelik gebore word. So wanneer ek praat van geboorte, wil ek jy gou die vraag vra. Kan ek ongebore word? Kan ek nou gaan en sê, ek is nou nie happy nie, ek gaan nou, ongelukkig is my ma nou oorlede, my pa is ook oorlede, ek kan nou nie vir hulle gaan sê, ma, pa, ek wil nou nie gebore word nie. Ek wil nou terug, ek wil ongebore word. Nou you cannot. As dit 'n nuwe geboorte is met 'n nuwe skepsel ingemaak is, beteken dit, daar's iets wat gebeur, wat ek niks meer kan doen nie, maar dit is God wat my wederbaar. Daar's 'n nuwe skepsel wat gebore is, 2 Korintiërs 5 vers 17. En dan kom Jesus met goeders soos
Kom, ek gaan net hierdie oorslaan. Ek weet net jy moet daai sê, hy wat aan hom glo, Johannes 3 vers 18, ons like van 3 vers 16, maar jy moet keep on reading, né? Jy moet altyd keep on reading, jy moet nie stop by een versie nie. Hy sê, hy wat aan hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is al reeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Dis maar net nog 'n bewys dat Jesus is die enigste weg, maar dit is ook, jy word nie weer veroordeel nie. Okay. Daar's 'n nuwe skepping wat plaasvind, dit het ek nou al 'n paar keer vir jou gesê. Die ewige lewe is 'n geskenk. Hoor gou hierso, my skape luister aan my stem en ek ken hulle en hulle volg my en hoor gou hierso. En ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Wow. Dis genade. Dis genade. So wanneer ek gebore is, kan ek nie ongebore raak nie, want ek is nou in die hand van die Vader. En niks kan my uit sy hand uitruk nie. Niemand, niks. Meer duidelik as dit kan jy kry. Dit is 'n ewige geskenk, want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Julle, hierdie woord in maak 'n groot verskil. Want wanneer ek in hom is, beteken dit ek is niet. En niks kan my weer uithaal nie. Ek het hom. Die volgende ding wat jy moet besef is, jy is verseël deur die Heilige Gees. Verseël beteken sealed and packed and ready. Dit maak nie dat jy kan maak wat jy wil nie, want dis waar baie mense nou verspreekwoordelik weer die amper seker die pot mis het, maar dis 'n lelike terme. Die bal miskop, dis dalk bietjie beter. Hy praat van die verseëling in die Heilige Gees. Hy sê, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, hoor gou hierso, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Wat die onderpand, of ander woord daarvoor, waar die waarborg is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Dit is belangrik dat jy dit besef. Wedergeboorte is God se werk, is nie my werk nie. Omdat ek juis hierop vertrou dat hy, wat die goeie werk in julle begin het, wedergeboorte, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Want wanneer is die dag van Jesus Christus? Wanneer is die bruidkom al. So dis ons waarborge. Kan ek dit verloor? Ek glo nie, ek kan dit verloor nie. Behalwe daai verse wat ek nou vir jou gegee het, gaan kyk na 1 Petrus 1 vers 23, julle is wedergeboorte nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. As dit verganklik was, beteken dit ek kan weer vergaan. As onverganklik is, beteken dit kan nie vergaan nie. Okay, daar's Johannes 6 vers 37 tot 40, wat ook dien vir iemand wat sê, die Here sal my nie aanvaar nie. Hy sê, hy wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom of haar wat na my toe kom, nooit uitwerp nie. So as jy na Jesus toe gaan, en jy sê vir hom, Here, ek is jammer, ek neem nie aan, ek nooi my lewe in, hy sê jou nie wegwys nie, maar hoor gou vers 38, hy sê, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Wat is hierdie wil? En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gee, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in hom geglo, die ewige lewe mag hê, en ek sal hom opwek in die laaste dag. OK. Daar's nog een, 1 Petrus 1 vers 3 tot 5. So dit sit jou nou in 'n verantwoordelikheid. Verstaan jy roeping? Alle mense is geroep. Verstaan jy bekering? Dis jou gedeelte. Jy moet die besluit neem. Verstaan jy regverdigmaking? God verklaar my regverdig op grond van my besluit. Dit is 'n gedeelde verantwoordelikheid. En dan kom ek tot 'n nuwe skepping, 'n wedergeboorte. En nou is ek kind van God. So my verantwoordelikheid stop ook nie hier nie. Hierdie is nou 'n volgende preek. Ek gaan hom nie nou doen nie. Relax. 'n volgende preek moet ek met jou praat oor die pad van heiligmaking.
Want jy sien, by wedergeboorte kan ek nie stop nie. Ek moet nou na heiligmaking toe gaan. Ek moet nou op pad met God begin stap. En meer word soos sy seun. Dit is my verantwoordelikheid wat ek moet nakom. Om meer soos Jesus te wees. Onthou, wedergeboorte is afgehandel. Ek is wedergebore, maar dis nie waar dit stop nie. Dit is nou 'n pad wat ek moet stap. Saam met die Here as sy kind. Maar daarby sal ons 'n ander keer kom. Ons gaan nou nagmaal gebruik. En die betekenis van die nagmaal is so significant. Want juist dit waar ons nou gepraat het, gaan ek seggend wees as ons nie dit wat ons glo, die tekens daarvan kan gebruik nie. En ek wil gou vir jou sê, wat belangrik is die tafel van die Here. Die nagmaalstafel is nie 'n kerkse tafel nie. Dis deur Jesus ingestel. So jy het nie nodig om 'n lidmaat te wees of jou naam op 'n boek te hê iewers dat jy kan nagmaal gebruik nie. Ek wil hê jy moet vir oggend weet dat Christus vir jou gesterf het. Ek gaan nou nie die hele nagmaalsformulier doen nie. Maar ek wil hê jy moet weet dat Christus vir jou gesterf het en dat jy die keuse moet maak. En dat jy hom moet innooi in jou lewe in. En dan die simbool van die nagmaal is juist dit, dat ons dan sy gebroke liggaam deel maak van ons lewens. En sy bloed wat gestort is, die teken daarvan kan inneem in simboliek van al hierdie dinge waar ons vandag gepraat het. So het maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak wat jou kerkdenominasie is nie, maak nie saak waar jou lidmaatskap lê nie. As jy vanoggend jou lewe vir die Here gegee het, of wil gee, of vir die Here gee, dan is alles die moeite werd. Gebruik asseblief saam met ons die nagmaal as teken daarvan. Die nagmaalspan kom uitdeel. As jy vanoggend hierso sit en jy wil dalk net 'n geleentheid hê, wil ek nou vir jou voor die nagmaal na jou toe kom, ek gaan jou nou weer 'n geleentheid gee. As jy dalk met die Here wil praat gehou. Dalk het jy vandag iets gehoor wat jou pla. Dalk het jy vandag iets gehoor wat jy dalk met die Here wil deel. Ek wil jou geleentheid gee. Die aand toe Jesus verraai is, het hy van die brood gevat en hy het dit gebreek met die woorde: dis my liggaam wat vir jou gebreek word. En ek dink as 'n mens daai simboliek sien dat hy sy liggaam op die spel gesit het vir my en vir jou, dan kry hierdie broodjie 'n ander betekenis vanoggend. Hoor gou. Dis my liggaam wat ek, maak dit persoonlik, vir jou gebreek het. En as 'n mens dit so persoonlik sien, dat Jesus sy liggaam vir ons gebreek het, en dan sê hy vir sy disippels, vat, neem, eet, want is my liggaam. So as jy jou broodjie in jou hand het, dan sê vir hom dankie. Dankie Jesus dat u bereid was om u liggaam op die spel te sit vir my, dat ek wedergebore kan word, dat ek die ewige lewe kan hê.
En dan hierdie wonderlike, ek wil amper sê, simboliek wat in ons hand is, om te kan dink dat, hoor gou wat het hy van die begin af gesê, wat sonder bloedvergieting sal daar geen vergifnis plaasvind nie. Dis hoekom die diertjies in die Ou Testament moes gesterf het, want daar moes bloedvergieting wees. Die lammetjie het in die plek gesterf van die sondaar. Die lammetjie is geoffer, dat die sondaar kon wegstap en nie self betaal nie. En Jesus kom vervul daai beloftes aan die kruis, toe die lam van God, wat geen sonde geken het nie, hoor wat sê die Bybel, sonde gemaak is vir ons. En deur sy bloed is daar vir ons redding. 1 Johannes 1 vers 7 wat vir ons sê dat deur die bloed van Jesus Christus het daar vir ons vergifnis gekom. Net deur sy bloed. Deur niks anders daar nie. Kom ons dank hom vir sy bloed. Ek wil jy moet jou hart stil maak en rustig, ek weet ons is ver oor die tyd, maar as jy vanoggend net met my geduldig sal wees. Tyd is nie nou 'n aspek nie. Om 15 of 20 minute langer in 'n kerk te sit, is baie beter as om 'n ewigheid sonder God te wees. Kom ons koop die tyd uit. Die band gaan nou vir ons 'n song doen. Ek wil jy moet stil raak in jou hart. As jy dalk iets het wat jy vir die Here moet sê vanoggend, dalk het jy vanoggend tot 'n besef gekom van, ek het nodig om die Here in my lewe in te nooi, dan dank ek hom daarvoor. Ek kan nie bly by metanoia nie. Ek moet epistrofe. Ek het nodig om hom aan te neem. Nie net aan hom te glo nie, maar in hom te glo. Sê dit vir hom. Here, ek wil seker maak dat ek in U glo, want as ek in U glo, die Bybel is vol daarvan, het ek die ewige lewe. En ek wil my geloofsvertroue in U verplaas vanoggend. En ek wil U in my lewe innooi. Ek wil U kind wees. Ek wil wedergebore wees. Ek wil 'n nuwe skepsel wees. Ek bid dat die Here in iemand se hart sal werk. Luister na hierdie song en praat met die Here. Ek glo dat daar 'n doel is daarmee. As jy enigstens vanoggend twyfel in wat ek vandag gesê het, of iets is nie vir jou duidelik nie, kom praat met my. As jy saam met iemand wil bid, of jy wil seker maak, ons ouderinge gaan hier voor wees, en dalk meer as een, wat, as jy net saam met iemand wil 'n gebed doen, wil ek jou nooi, ons kan 'n boekie in jou hand sit, ons noem dit ons kunskapboekie, wat baie van hierdie goeders net op papier vir jou verduidelik. Kom haal so 'n boekie gratis, en kom bid saam met ons, of kom haal net 'n boekie, of maak 'n afspraak, of wat ook al. En ons sal graag saam met jou oor hierdie goed wil praat. Daar's nie 'n belangriker besluit wat jy kan neem, as hierdie besluit nie. Daar's nie 'n ander besluit wat so belangrik is nie. Mag die Here vir jou seën in hierdie week wat voor lê. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap en die inwoning van sy Heilige Gees in elkeen van ons harte. Amen.